Goeiedag. Dis vandag Dinsdag 19 November. Baie welkom ook by hierdie klankoordenking. In die vorige klankoordenking het ons stilgestaan by die aanloop en dan die fisiese kruisiging van ons Here Jesus. Ons gaan vandag baie kortliks na die 7 kruiswoorde kyk. Omdat ons dit vanjaar voor Paasfees in diepte gedoen het, gaan ons letterlik vandag net deur al 7 gesamentlik gaan. Markus neem ons na 9:00 die oggend. Hy sê pertinent dat ons Here Jesus 9:00 die oggend gekruisig is. Die plek, 'n vervloekte kruis tussen 2 misdadigers, 'n aaklige klipkoppie aan die buitekant van die stadsmure van Jerusalem. Vanaf die kruis hoor ons hom in die middel van hierdie 3 wat gekruisig is eerste praat. Hy bid nie, hy vloek nie, hy veroordeel nie. Hy smeek om vergifnis. Lukas 23, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ons Here Jesus bid nie vir homself nie. Hy bid nie vir verligting van pyn nie. Hy bid nie vir verlossing nie. Hy bid nie dat mense gestraf sal word nie. Hy bid vir die hulle. Daardie Romeinse soldate wat spykers deur sy hande en voete geslaan het. Die Romeinse goewerneur Pontius Pilatus wat hom onskuldig ter dood veroordeel het, onder groepsdruk gesoog het. Die hulle is daardie massas wat geskreeu het, kruisig, kruisig hom. Hulle wat met minagting uitgeroep het, laat die bloed van sy dood op ons hande kom, ook op ons kinders. Hy bid vir die priesterhoofde, die fariseërs, die sadduseërs, die skrifgeleerdes, die familiehoofde, hulle almal wat hom met 'n passie gehaat het en letterlik ter dood veroordeel het. Hy bid vir die soldate wat hom gevange geneem het, gespot het, gemartel het. En helaas, daardie hulle is ook ek en jy. Want hy moes aan 'n kruis gespyker word vir die sondes wat ek en jy begaan het. En daarom dan, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Die tweede kruiswoord, Lukas 23, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Lukas plaas hierdie woorde baie mooi in konteks. 2 moordenaar, rowers, misdadigers, die skuim van die aarde aan weerskant van hom. Die een aan sy een kant spot hom en verwyd hom. Red jouself, red my ook. Die ander ene bestraf hom en dan 'n hulp geroep, 'n versigtiging. Meer nog, dit is 'n geloofsuitroep. Wees ons genadig. Hierdie genade ingryping en dan die genade ingryping van God. Die moordenaar wat bid, as jy vandag in die hemel kom, Jesus, dink aan my. En dan die antwoord van ons Here Jesus, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Hierdie moordenaar kom tot bekering. Letterlik, hy is bekeer van bo, 'n genade ingryp, vorm deel van die goddelike uitverkiesing. Hierdie moordenaar, om die beeld van Paulus in 1 Korintiërs 3 te gebruik, is soos 'n stuk hout uit vuur geruk. Ek, jy, verdien ons om sy kinders te wees? Nee. Daar's 'n genade ingryp ook in ons lewens van bo. Die derde kruiswoord, dit is opgeteken in Johannes 19. Eers was sy fokus op die hulle, dan op sy vyand, en hier in die derde ene, sy moeder, heel naaste aan hom. Van die kruis af lees ons Maria
staan ook daar by die kruis. Ons kan ver terugdink aan toe ons Here Jesus na die tempel gebring is, Simeon en Anna. Daardie eers was ons Here Jesus geseën en dan daardie verskriklike woorde aan Maria. Wat jou betref, 'n swaard sal deur jou siel steek. En as sy daar voor die kruis staan in magteloosheid, haar seun wat daar hang, dan word dit bewaarheid. Ons sal nooit kan besef die seer en die swaar wat die ma van ons Here Jesus moes deurbring. En dan van die kruis af, mevrou, daar is u seun. En vir Johannes, daar is jou moeder. En so het ons Here Jesus dan ook in sy swaar en ellende en lyding omgesien na sy ma. Paulus later in Galasiërs 2 sê, dra mekaar se laste. Gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. Christus het daar aan die kruis dit ons in voorbeeld voorgehou. Die vierde kruiswoord, dit is 12 uur. In die middel van die dag is dit skielik nag. Dit het nie stelselmatig skemer geword nie. Dit het skielik pikdonker geword. 'n Angstige, doodse donkerte. En interessant ook in buite Bybelse geskrifte is hierdie angstige duisternis van 3 ure lank bevestig. En aan die einde van hierdie woorde, my God, waarom het u my verlaat? Hierdie was die letterlike helse pyn en smart wat ons Here Jesus moes ly, ter wille van jou, ter wille van my. In Sondag 15 bely ons dit so kragtig. Daar het hy die vervloeking wat op my rus, op hom geneem. Deur die kruis, deur God verlatenheid, het ons Here Jesus die vervloeking wat my en jou moes wat toegekom het, op hom geneem. En daarom word dit dan ook genoem die kern van ons Here Jesus se lyding. Die volgende kruiswoord, ek het dors. 'n enkele woordjie in Grieks, dipso. En hierdie woord beskryf vir ons letterlik iets van wat ons dan ook in Psalm 22 bely, my tong kleef aan my verhemelte. Of Jesaja 53, ons lyding het hy op hom geneem. Of Psalm 42, Dawid wat profeties uitroep, soos 'n wildsbok smag na waterstrome, so smag ek na u, o God. Hier word die diepste, seerste seer van ons Here Jesus beskryf as hy sê, ek het dors. Die 6de kruiswoord is dan tetelestai. Dit is volbring. In hierdie woorde is dit amper asof ons Here Jesus verslag doen aan die Vader. Hy sê, dit waarvoor ek moes kom, om te kom ly, om te kom sterwe, om te betaal vir die sondes van die mensdom, vir elkeen wat u my gegee het, dit het ek gedoen. Tetelestai. Dit is volbring. Ons het al baie genoem. Tetelestai is letterlik daardie diagonale strepe op 'n skuldbrief wat sê, dit is ten volle betaal. Dit is ons Here Jesus, vir jou, vir my. Die laaste kruiswoord van ons Here Jesus dan, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Dit begin met, Vader, vergeef hulle weet nie wat hulle doen nie. Die middelste kruiswoord,
my God, waarom het U my verlaat? Die laaste ene, Vader, in U hande gee ek my gees oor. Ons Here Jesus lê letterlik sy lewe af vir ons, soos wat hy beloof het, hy gaan doen. Iemand het dit so mooi verwoord. Die dood het nie die laaste asem uit ons Here Jesus uitgepers nie. Hy self het dit uit eie wil uitgeblaas. Hy moes sterwe. Want deur sy sterwe het hy ingegaan in die oorwinning deur sy opstanding. In sy sterwe het hy vir ons die pad gegee van volkome hoop na ewige heerlikheid. As ons Here Jesus nie sou sterwe nie, dan sou daar nie vir ons betaling van sondes gewees het nie. Dan sou die weg na die hemel nie gebaan kon wees nie. Dan sou die voorhangsel nie van bo na onder oopgeskeur het nie. Ons Here Jesus het gesterwe sodat hy die weg, die waarheid, die lewe kon wees. Nie net vir ons nie, vir jou, vir my. Dit dink kort dan iets van hierdie 7 kruiswoorde van ons Here Jesus. Ons het in die begin genoem, Here, ons as mense kan nooit ooit die diepte van U lyding, Here Jesus, daar aan die kruis, begryp of verwoord nie. En aan die kruis het U genade betoon. Aan die kruis het U self geworstel. Deur U kruisdood is daar volkome vir ons sondes betaal. Hoe begenadig is ons nie om te kan sê, ons deel in wat U, Here Jesus, vir ons verwerf het, wat ons self nie kon doen nie. Dankie dat ons met dankbaarheid kan terugkyk en kan bely, dit alles moes gebeur ter wille van ons, sodat ons die ewige lewe in U mag hê. Amen. Seën vir jou.